Okay. Kom ons lag en ons geniet hierdie wonderlike dag. So die dokter sê vir die man dat hy hondsdolheid het en nie meer lank sal lewe nie. Die ou gaan sit toe en hy begin skryf en die dokter vra, wat maak jy? Doen jy 'n testament nou? En die ou sê nee. Hy sê ek maak 'n lys van almal wat ek nou wil byt. Okay. Prys die Here. In hierdie kerk byt ons nie, hoor. Wat praat jy deel 2? Sjoe, ons het oorweldigende reaksie ook op hierdie reeks. Mense wat luister van oral af. Doen jou familie en vriende guns en share met hulle hierdie kragtige woord. Wat kom uit jou mond uit wanneer jy praat? Ek gee net weer vir ons die interessante navorsing wat ek in deel 1 vir jou gegee het. Daar word beweer dat die mens praat gemiddeld tussen 7.000 en 16.000 woorde per dag. Ek het vir jou gewys dat hulle beweer vrouens praat meer. Dis nie iets wat ek opmaak nie, dis die wetenskap. Ek maak toe 'n gemiddelde sommetjie en ek sê, kom ons sê ons praat gemiddeld 10.000 woorde 'n dag. Kyk, ons gooi dit vir op die bord, skryf dit neer, neem 'n foto. 10.000 woorde 'n dag. As 'n gemiddeld, dan beteken dit ons saai 10.000 sade 'n dag met ons woorde. En ons moet almal bely en sê, Here, vergewe ons waar ons al negatief gepraat het. As ons gemiddeld 10.000 woorde of sade, soos ek in deel 1 verduidelik het, saai of plant, beteken dit dat ons meer as 3.6 miljoen woorde of sade plant 'n jaar. Die Here help ons. Ek wil vir die kerk sê, pas op vir daai negatiewe ouens, dat hulle jou nie negatief maak nie, pas op dat daai negatiewe gees nie op jou spring nie. Waar jy kom, wees jy positief en verander die atmosfeer. Spreuke 18:21, kom ons kyk hom net weer, so baie belangrike fondasieskrif hierdie reeks, lees dit saam met my gereed lees, dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Elkeen beteken elkeen. Maak nie saak wie jy is nie. Want wat jy saai, gaan jy maai. En ek wil al ons mense, al ons vriende, al ons volgelinge aanmoedig vandag. Bid saam met my en sê, Heilige Gees, salf my mond. Terwyl ek besig was om te bid hier agter in die bidkamer, sê die Here vir my, ek gaan baie mense vrymaak vandag. Wanneer jy hierdie woord hoor, bid ook vir jou familie, bid vir jou kinders, bid vir jou bure. Want as mense hierdie woord kan begin toepas, gaan ons die wêreld verander. Vanmôre wil ek vir jou iets anders wys, baie interessant wat die Here Jesus gesê het. Kom ons kyk gou Markus 11. Net so van 'n ander hoek af, dat jy net kan hoor hoe belangrik is dit wat jy praat. Markus 11:23, ons almal lees hardop, gereed lees. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Baie interessant dat die Here Jesus nie hier sê, elkeen wat vir die berg bid nie. Nou, jou pastoor is 'n bidder. Baie ure gebid voor ek hierdie woord bedien vanmôre. Die beginsel is, daar's 'n tyd vir bid en daar's 'n tyd vir praat. Die probleem egter is, baie Christene, hierdie gaan jou verskriklik help, jy moet nou mooi luister. Jy
bid seëninge, maar jy praat vervloeking. Henry, dit was 'n great punt gewees. Jy bid, Here seën my, maar jy praat armoede. Here genees my, jy bid dit, maar jy praat siekte. Die probleem is, as jy nie gaan waak en bid nie, en jy saam met die verkeerde mense, daai verkeerde tea parties, waar vrouens hulle mans bespreek, en almal begin negatief raak. Moet jy pas op, want daai gees kan jou beetpak. Net soos wat ons wat positief is, as geloofsmense atmosfere verander ten goeie, is daar mense wat negatief is, wat atmosfere negatief beïnvloed. Nou sê die Here Jesus, hy sê jy moet met jou berg praat. En jy kan by die huis weer Markus gaan lees. Ek het oor en oor al hieroor gepreek. Hy praat oor gebed en hy praat oor woorde, dit loop hand aan hand. En die Here gee vir my die openbaring en sê, dit wat jy bid, moet jy praat, anders sal jy nie resultate sien nie. Jy kan nie wonderlike goede bid, luister nou mooi, maar jy praat negatiewe goed. Jy kanselleer jou gebede. Kom ek gee jou net 'n voorbeeld. Hy kind van jou wat jou dalk so kwaad maak, ons beraad elke dag mense. Pastoor, bid asseblief net vir my kind, bid net asseblief vir die of vir daai, hierdie kind is so rebels. Nou bid ons, Here red hierdie seun of hierdie dogter, Here laat hierdie verlore seun terugkom huis toe. Maar nou, net in 'n oomblik van moedeloosheid, net in 'n oomblik van waar jy bietjie afvoel, praat jy dood soos, ag hierdie kind sal nooit by die Here uitkom. Hierdie kind sal nooit gered word nie, net 'n voorbeeld. Hierdie kind is net soos sy pa. Hierdie kind is net soos sy ma. En ons bid vir seën, maar ons praat baie keer dood. En dan gaan jou gebede nie beantwoord word nie. En ek wil hê jy moet so 'n bietjie mooi dink oor wat ek nou sê. Dit gaan jou lewe verander. Elkeen wat vir die berg sê, soos ons nou vir die Here vra, Here red hierdie kind, dan moet ons in lyn met dit begin praat, en ons moet verklaar en sê, hierdie kind gaan die Here voluit dien. So ek maak 'n punt daarvan elke dag, ek bid baie, maar ek praat baie. Ek bedoel, ek verklaar baie. Soos wat jou pastoor sien bedien in die kerk, so maak ek laat jou praat, want daar's krag in jou woorde. So pas op dat jy nie in 'n oomblik van, kom ons sê maar onbedagsaamheid, in 'n oomblik van moedeloosheid, of in 'n oomblik van frustrasie, vervloeking uitspreek nie. Jy bid dat die Here jou besigheid moet seën, en môre is jy moedeloos, en jy sê, niks werk nie, kom uit jou mond uit. Jy vervloek jouself. Mense het gedink, dis net hekse wat vervloek, dis net sataniste wat vervloek, nee. En ons moet almal bely en sê, Here vergewe ons, want Jakobus sê vir ons sukkel maar almal met woorde. En daarom is hierdie reeks so relevant, is so tydig, want ons is in 'n uitdagende tyd, en as daar ooit 'n tyd is waar ons met die berge sal moet begin praat, is dit nou. Ek het dan oor hierdie naweek met die kragsituasie in Pretoria Noord gepraat. En jy weet nie eens nie, ons moes gister 'n elektriesien uitkry, sodat ons krag kan hê vandag, want die probleem lê daar buite by die munisipaliteit. Nou kan ek kies, gaan ek negatief praat, gaan ek dood praat, want dit frustreer my. As jy 'n sterk leier is, gaan goed jou ook frustreer, maar nou moet ek pas op wat ek praat, want daar's krag in my woorde. Elkeen van u. So die Bybel sê, hy sê word kwaad, maar moenie sondig nie, ons word kwaad vir die vyand. Ons word kwaad vir hierdie ongeregtigheid in Suid-Afrika. Kom aan, sê vir jou langs jou, wees net eg asseblief. Ons word almal kwaad vir hierdie goed, kan ek dit so noem, wat nie werk nie. Die betaalde en duurste, kom laat ek net met die kerk uit my hart uit praat, maar dis oor en oor gesukkel. En die Here sê, pas op wat jy sê. Praat
met die berg, want almal van ons is nou al moeg vir die verkeer, die slegte goede in ons land. So ons sal moet ook met die land begin praat, want ons bid vir die land. Ek wil hê jy moet eerlik wees, laat die woord jou denke nou was. Hoeveel keer spreek jy nie dalk vervloeking uit oor Suid-Afrika? Jy moet hoor hoe die Here deur my praat, omdat jy moedeloos is, en daar kom dood uit jou mond uit. Dan sê ek, Here, vergewe my, waar ek dalk iets gesê het wat ek nie moet nie. Ek is 'n baie positiewe ou, maar ek wil vir jou sê, God haat ongeregtigheid. Jou pastoor is ook so, ek haat ongeregtigheid. Ek kom baie gou op vir die, kan ek dit in Engels sê, the underdog. Ek sien die Bybel sê, ons God is die Vader van die wees. Wat 'n wonderlike Vader. Hy hou nie van ongeregtigheid nie. Nou, wat is die oplossing, kerk? Hier is die woord, wat is die oplossing? Ons gaan met die probleme moet begin praat en minder oor dit praat. Skryf dit neer. Praat minder oor jou probleem. Kom, ek gooi dit vir jou alles op die bord. En ons moet almal sê, Here, vergewe ons, want ons is mense, ons raak ook maar frustreerd. Ons praat baie keer oor die probleem. Het jy agtergekom, dit help jou niks. Sê saam met my, praat minder oor jou probleem. Praat meer met jou probleem. Kom ons lees dit nog eenmaal, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg, wat? Dis baie interessant, sê, want jy sien, hy is God, hy skep met sy woorde, Jesus is die woord. Ek het vir jou gewys in deel 1, dat jou woorde is sade, wat jy plant, en dan sê ons as Afrikaners, ek trek my woorde terug, maar kan jy? Nee, jy kan nie. So miskien moet ons net meer versigtig wees, voor ons iets sê. En dan sê, as jy kan glo en nie twyfel nie, hy sê, jy sal verkry net wat jy sê. Praat minder oor jou probleem, praat meer met jou probleem, skryf hierdie neer, praat met vrees. Een van die grootste dinge wat mense terughou in hierdie uitdagende tyd, is vrees. Vrees maak jou lam. As mense reg nou, wat by die huis sit, wat vasgevang is in 'n gees van vrees. Ek voel tog om vir jou te sê, die Here wil jou vrymaak. So wat moet ons doen? Ons moet praat met vrees, en ons moet vir vrees sê, gaan uit in Jesus naam. Kom, doen dit nou, sê vrees, gaan uit my lewe uit. Kom, jy moet praat. Ek wil almal gou aanmoedig, ek bring vir jou kragtige woord, maar jy moet reageer. Jy maak oop jou mond, sê vrees, gaan uit my lewe uit. So daar's 'n tyd om te bid oor 'n saak, en dan's daar 'n tyd wat jy moet praat. Hoekom? Want ons skep met ons woorde. Hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Jy gaan kry wat jy sê. Maar nou kry ook party ons, hy sê nooit iets nie. Daar gebeur ook niks in sy lewe nie. So jy moet nie dood praat nie, maar jy moet ook die hele dag stil bly nie. Draai net na iemand anders toe wat meer spontaan is, sê, hou net op met jou gesalk, asseblief. Ek kry sulke ouens, hy salk vir dae. Nee, ek sorteer 'n ding uit, ek salk nie, ek neem nie aanstoot nie. As ek nie saamstem nie, gaan ek dit sê. Maar jy kry dit ons, hy bly stil, en dan dink jy, hy lyk oulik in die oomblik, maar in sy hart, aanstoot. En dan praat hy agter jou rug. Daar's baie ouens, hulle leef so. Mans, vrouens, salk vir dae. Geen huwelik kan so werk nie. So ek voel net, ek spreek iets aan, en mag die Here jou vrymaak as jy dalk salk, want weet jy wat, dit is regtig nie die vrug van die Heilige Gees. Ons het almal die Here nodig, ons het almal nodig dat hy ons aanraak. Maar praat 'n ding uit en vergewe gou.
Praat met siekte. Hier is goed, luister mooi. Vanmôre wil ek vir jou wys, wat praat jy? Jy gaan moet begin met die probleem praat, minder oor dit praat. So wat sê ons vir siekte? Siekte, ons bestraf jou, kom aan in Jesus naam. Vat net so 'n bietjie in jouself sê, ek is gesond. Ek wil vra dat almal hulle monde nou oopmaak, asseblief. Jy wat nie maklik praat nie, jou pastoor gaan jou help om te begin praat. OK, vat so 'n bietjie in jouself sê, ek lewe lank in Jesus naam. Kom, praat dit. Kan jy hoor wat ons praat? Kan jy hoor wat ek losmaak oor jou? Kragtige woord, so sal dit wees. Jy sal kry net wat jy sê. Kom aan, 100% skrif. En dan sal mense wat sê, hierdie voorspoedprediking. Daar lees ek vir jou, dis die Here Jesus se woorde. Nou, dit help nie jy probeer kits woorde praat, maar jy leef dit nie. Die woord werk vir jou wanneer jy dit doen. Ek wil vanmôre met siekte praat en ek wil sê die Here Jesus bestraf jou. Ek wil oor al ons mense praat, julle wat geloof het, vat dit, spring op. Ek wil vir jou sê, deur die wonde van Jesus is jy genees. Maak nie saak wie wat sê nie, ons steur ons nie aan opinies nie, ons glo die woord van die Here, kom aan, die Here het dit gesê, ons glo dit, en so sal dit wees. Sien? Jy moet praat, ek praat oor jou, ek verklaar oor jou, ek profeteer so gereeld oor jou, maar ek is nie elke dag daar om jou te help as jy in 'n situasie is nie, praat minder oor jou probleme en praat meer met dit. Wow. Praat met jou liggaam. Ek het net 'n paar goeie hierso vir jou neergeskryf. Sê vir jou liggaam, kom in lyn met die woord van die Here. So nou is daar 'n simptoom of twee en as jy nie onder hierdie woord sit nie, raai wat, gaan jy die siekte vat, jy gaan dit jou eie maak, die dokter sê dalk iets, nou begin jy dit praat en jy vertel dit vir almal. En as jy lankie, dan word jy siek. So vanmôre sê ek vir my liggaam, kom in lyn met die woord van die Here. Jy lewe lank, jy's gesond, prys die Here. Kom, vat so 'n bietjie in jouself, sê die bloed van Jesus is oor my. Kan jy hoor hoe kragtig is dit? Elke dag seën ek my liggaam, ek praat met my hart en ek sê, jy's gesond. Bloeddruk, halleluja, 120/80. Kom, maak gou op jou mond en dan praat jy saam. Jou pastoor leer jou wat om te praat. Sê my bloeddruk is perfek. Kom aan, sê dit. Hier's nou van hier en sal kyk my so aan en sê, maar myne is nie. Dis die punt, ek wil jou help om met jou berg te praat. Halleluja, kom, vat so 'n bietjie jouself, sê my suiker is perfek, prys die Here. 4.5, perfek, halleluja, en hou op om so baie suiker te eet. Party sê eina, party lag. Nou moet ek nou vir jou bid, want jy's siek. Daai is 'n geweldige ding. Party mense wil genesing hê, maar hulle wil nie luister nie, hulle wil nie saamwerk nie. Ons kan met die berg praat, dis Jesus se raad, dis wat hy vir ons gesê het om te doen. Praat met jou liggaam elke dag, sê vir jou voete, wees gesond, kom aan, lig jou voete so bietjie, jy wat sukkel, lig jou bene, sê, hierdie bene werk 100%. Vat so bietjie in jou maag, sê, hierdie maag werk pragtig, prys die Here. Jy sien, van julle weet nie, ons bid vir mense wat nie kan toilet toe gaan nie. Ons gaan te veel toilet toe, party te min. En as alles mooi werk, moet jy God dank en sê, dis net genade. Seën jou darmes. Doen dit elke dag van my lewe, seën jou dik darm, seën jou dun darm, seën jou blinde darm. Seën die darmes wat kan sien, seën al die darmes. Kom aan, seën jou oë, seën jou ore. Sê saam met my, sê siekte, gaan uit in Jesus naam.
Ek kom in party huise, dan is daar geeste. Jy sê, waarvan praat jy? Dis 'n reeks vir 'n ander dag. Jy moet jou huis bebid, jy moet jou huis salf. My huis is 'n plek waar die Here welkom is. Kom aan, geen demone is welkom daar nie, geen gees deur astrale projeksie is welkom, die vuur van God sal hom gryp. Die bloed van Jesus is oor ons. Wat kom uit jou mond uit in jou huis, maar jy wil hê dit moet 'n huis van gebed wees. Jy wil deurbrake beleef, jy wil wonderwerke beleef. Wat kom uit jou mond uit wanneer jy moedeloos is en jy sit daar in jou huis? Sien, wat nooi jy in jou huis in? Pastoor, die duiwel is los in ons huis. Wat maak die duiwel daar? Het jy hom ingenooi? Kry hom uit. Kenneth Hagin, baie gesalfde man van God, jare gelede, sy vrou vertel 'n wonderlike storie oor haar liggaam. Sy word gediagnoseer met 'n baie ernstige hartkwaal. En hulle sê medies kan hulle nie vir haar veel doen nie. En dis ook mense wat die woord sterk bedien het. Heilige Gees mense, en sy sê, ek vat nie hierdie diagnose nie, ek maak dit nie my eie nie. Ek gaan ook met niemand daaroor praat nie, luister nou mooi. Jou probleem is baie keer jou mond. Jy praat met almal oor jou probleme, daar gaan 'n gerug oor jou. As jy regtig 'n probleem het, kom praat met 'n pastoor, vertroulik, wat saam met jou gaan bid. Nie iemand wat net sensasie soek of stories of wil skinder nie. Baie goeie raad wat ek nou vir jou gee. Sy sê, ek gaan vir niemand sê nie, maar ek gaan net die woord toepas, net soos wat jou pastoor jou leer. Selfde, woord, sy luister die woord, lees die woord, praat die woord. En sy getuig, sy sê, 'n jaar later, 'n jaar gaan verby en sy voel niks anders nie, geen ander simptome nie, selfde storie. En terwyl sy en Kenneth Hagin, 'n magtige profeet van dit, terwyl hulle TV kyk, het my so gebless. Terwyl hulle TV kyk. Nou, as jy iets moois kyk, is dit reg. As jy kan ontspan en iets moois kyk, want ons het almal ontspanning nodig. Sy sê, terwyl hulle twee bietjie saam ietsie kyk, stap die engel van die Here by die deur in. En sy kan nie presies sien nie, maar sy sien, hy het iets in haar hand. En hy kom na haar toe en sy besef toe na die tyd, dis 'n nuwe hart, en hy druk sy hand op haar hart. En sy sê, in een oomblik beleef sy die krag van die Here. Sy sien hierdie engel, hulle gaan dokter toe, hoor gou hier, voor sy hierdie storie vertel, en die dokter sê, wat het met jou gebeur? Hy's verstom, hy sê, hy het in sy loopbaan nog nooit so iets gesien nie, hier's 'n splinter nuwe hart binne in jou. Sy het net die woord gepraat. En hier kom die engel en hy lewer 'n nuwe hart af. Ag, kom aan kerk, raak opgewonde oor die woord van die Here. Ek sê nou vir jou, die Here kan vir jou nuwe organe gee. Hy wat vir die berg sê, maar nie in sy hart twyfel nie. Maar as jy 'n negatiewe ou is en 'n ou vol ongeloof, dan gaan jy bly net soos wat jy is. Ek glo net dat die Here vir ons almal nuwe organe kan gee. Halleluja. Van julle kort regtig 'n goeie diens. 'n makeover. Kom sê vir jou langs jou, die Here gee vir jou 'n hele nuwe makeover. Kom. Praat met jou finansies. Kom, geniet julle die woord van die Here. Praat met jou geld. En as jy 'n 10de betaler is, hier gaan dit. Kan jy in vrymoedigheid sê, Here, maak die vensters van die hemel oop. As jy nie gehoorsaam is nie, het jy geen vrymoedigheid nie. Maar jy kan met geld praat. Daar was 'n baie bekende Amerikaanse prediker wat die storie vertel, my so geseën. Leroy Thompson. Hy sê hy staan agter iemand en hy wil nou net sy kredietnuusware koop in 'n supermark, kom ons sê nou maar een Checkers wat jy ken. In Amerika, en hy hoor die persoon sê, daar gaan al my geld. Van julle praat ook so.
En die Here praat met hom in een oomblik en hy sê, moet dit nooit sê nie, daar's krag in jou woorde, sê liewers, geld kom na my toe. En hy het 'n groot ding begin met hierdie teaching, waar jy met geld praat en sê, money cometh. En dan kry jy ouens, hulle dink ons is mal, hulle dink ons is weird as ons met geld praat. Maar jy kan dan met jou plantjies praat, ek het in deel 1 vir jou gewys, jy kan dan met jou hondjies praat. Jy kan dan met jou eie liggaam praat, jy kan met jou brein praat. Van julle moet meer met julle breine praat. Sê vir jou brein, werk 100%, kom doen dit nou, sê vir jou brein, funksioneer. Kom aan, laat ek jou help. Sê vir jou brein, hou op om so te vergeet. Sê dit vir hom, uit jou mond uit. Dit pla my min. Wat mense dink of sê. Waaroor dit gaan is wat die woord sê. Waaroor dit gaan is wat die Here sê. Iemand my kritiseer omdat ek die woord soos altyd met liefde en passie bedien. Die Here sal met so 'n persoon deel. Jy kan met geld praat. Jy kan met jou besigheid praat en sê, hey, floreer. Geld kom, maar ek moet herhaal. As jy ongehoorsaam is, het jy nie vrymoedigheid nie. As jy 10de betaler is, kan jy sê, Here, maak die vensters van die hemel oop. Here, laat geld my volg. Halleluja. Net waar ek kom, selfs as ek lê in die aande, betaal mense sommer geld in. God seën jou sodat jy 'n seën kan wees. Die ouens wat so krities is oor geld is gewoonlik ouens wat niks gee nie. Ek lees dat die Bybel sê God het 'n blymoedige gewer lief. Ek hou van die Engels, God loves a cheerful giver. Why would God bless you? To be a blessing. As jy weer kyk, as jy lewe verby, dan staan jy voor God. En dan gaan jy rekenskap gee van jou lewe. So begin om met geld te praat, prys die Here. Begin om met jou omstandighede te praat, skryf dit neer. Sê vir jou omstandighede, hey, kom by. Ek voel teiker om vir party ons ook so te sê, as jy weer kom net by. Sê vir jou omstandighede, verbeter. Kom aan, ons spreek lewe oor word and spirit, en ons sê vir ons mense, word daders van die woord in Jesus naam. Ons sê vir ons mense, floreer. As jy Woensdag aand op ons uitsending was, as jy gehoor het hoe het ons aangegaan, ek wil almal vra om betrokke te raak, op sekere tye wat jy nie moet mis nie. Jy kan ander goed kanselleer, maar dit moet vir jou prioriteit begin raak. Hoekom? Sodat jy die koöperatiewe blessing kan begin geniet. Wat praat jy? Wat praat jy oor omstandighede? Skryf hierdie neer, praat met jou pad. En ek lees in Job 'n baie mooi skrif. Kom ons lees hom gou saam, Job 22:29. Gereed lees. As die afdraand loop, wat is dit? Jou pad. Lees weer. As die afdraand loop, wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Stres. Wat moet jy doen? Bekommerd wees. Wat moet jy doen? Vir ander gaan vertel. Wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Vir almal vertel van die probleme. Wat het hulle nou gedoen en gesê? Kom aan. Jy kyk my so aan terwyl ek goed preek. Is dit nie wat mense doen nie? Terwyl die skrif sê, as jou pad afdraande loop, en ons almal gaan deur seisoene, ek gee nie om wie jy is nie. As jou pad afdraande loop, dan sê jy boontoe. Ek soek so 'n paar mense wat hulle monde wil oopmaak en skree dit uit, boontoe, kom aan, boontoe, kom aan, skree dit uit, boontoe! Maar jy wil jou pastoor moet dit vir jou doen. Maar ek doen dit, maar jy doen dit nie. Ek praat nou met sekere mense. Jy gaan die woord moet begin toepas, en vir jou huwelik sê, boontoe! Want as jy nie waar kan bid nie, luister mooi, die duiwel wil hê jy moet skei. Jou pastoor beraad duisende mense. En vandag is dit asof party ons nog verskoning ook soek vir iets. Die duiwel is listig. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil jou verslind, sê die Bybel. As jy nie onder die woord bly nie, en as jy nie hierdie woord gaan toepas nie, in hierdie laaste dae, sal jy dit nie kan maak sonder die Here nie.
Ek wil profeteer en ek wil vir jou sê, kyk uit. Betogings in Suid-Afrika, Sikendolo Moshanda, soos nog nooit van tevore. Skuddings in hierdie land soos nog nooit. Jy sê, wat praat jy nou? Hoor die woord van die Here. Maar God sê, ek beplan 'n herlewing in hierdie land. Ek sal hierdie land skud met my krag soos nog nooit in die geskiedenis van Suid-Afrika. Mense gaan terug hardloop kerk toe. Kerke gaan oorloop. Mense gaan sê, ons het God nodig in hierdie land. Net die Here kan ons help. So sê die Here. Want baie het nou so gemaklik geraak. Dat party dink hulle het nie eens meer kerk nodig nie. Ons praat met die kerk en ons sê boontoe, kom aan. Ons praat met Suid-Afrika, kan ek jou ondersteuning kry? Ons sê boontoe. Ons praat met besighede, kom aan, ons sê boontoe. As jy sê, maar wat sê jy? O, die dokter sê dit. Die dokter doen net sy werk. Die dokter werk uit sy boek. Hy's 'n geleerde ou, ons dank God vir die dokter. Maar ons moet sê wat die woord sê. Hy sê, as jou pad afdraande loop, dan sê jy op. Kom aan, sê vir daai migraines, gaan uit in Jesus naam. Kom, lig jou stem. Kan ek vir jou wys hoe opereer ek nou onder die salwing? Sê vir daai pyn in jou rug, gaan uit, jy sê dit, gaan uit. Maar jy wag dat iemand iets doen. Jy sê vir jou werksomstandighede, verander. En jy staan vroeër op in die oggend en jy sê vir jou dag, gaan op in Jesus naam. Wees geseënd. Nie, wat 'n dag. En dan kom demone en hulle vat jou hand en sê, ons sal jou help om depressief te wees. Staan vroeër op en begin jou dag seën. Begin jou familie seën. Jy gaan kry net wat jy sê. Begin jou liggaam seën. Begin jou geld seën. En dan verstaan jy, dis nie jou geld nie, dis syne. Ons is net rentmeesters. En dis hoekom party ons nie baie kan hê nie, want God kan hom nie vertrou met geld nie. Ek sluit af. Geniet julle die woord. As jy vir die berg sê, as jy vir jou pad sê, boontoe, hy sê jy sal kry net wat jy sê, en vanmôre wil ons oor ons lewenspaaie praat, kom aan, lig net jou hande saam met my, ek is amper klaar, en dan sê jy boontoe, sê vir jou kinders in die gees, boontoe, sê vir jou kleinkinders, gaan op nou, sê vir jou geld, gaan op, sê vir jou liggaam, jy gaan boontoe, kom aan, sê vir jou besigheid, lig jou stem asseblief, almal in hierdie plek. Die woord van die Here is in hierdie plek. Verander die manier hoe jy praat en kyk wat God vir jou sal doen. Jy kan nie die Here tweede sit en verwag hy moet jou bonatuurlik seën nie. Hy kom eerste. 10de, eerste, jou tyd, eerste, jou kerk bywoning, eerste. Hoe maak mense nie deesdae met die kerk nie? Maar God moet hulle seën. Ek sluit af, jy sal kry net wat jy sê. Begin vir jouself sê, jy is baie mooi gemaak. En pas op wat jy oor ander sê, want wat jy saai, gaan jy maai. Het jy nou nie geweet, God het ons almal gemaak nie. Ek sê vir hy hoes, gaan uit in Jesus naam. Haal dieper asem, man. Jou pastoor is net passievol. So lief vir die woord, so lief vir die kerk. Kom ons vat 'n oomblik en ons praat met ons toekoms en sê, gaan op in Jesus naam, gaan op. Kan ek net meer mense kry wat reageer asseblief? Sê vir jou langs in jou lewe gaan net op. Jy gaan net op in Jesus naam. Kan ek gou vir jou verduidelik? Jy sê, hier's nou 'n paar wat sê ek is oud, jong. Jy hoef dit nie vir ons te sê nie, ons sien dit. Jy hoef dit nie te sê nie.
Maar ek wil vir jou sê hoe jou lewe gaan opgaan. Want as jy doodgaan, dan gaan jy nou eers op. Halleluja! Wow! En die duiwel dink hy kan jou onderdruk, maar ek wil vir jou sê, as jou asem uitblaas, dan gaan jy op in Jesus naam. Pas op wie wat sê in jou teenwoordigheid. Pas op vir hy negatiewe geeste wat op jou wil spring. Skindergeeste. Naysayers. Wat my betref, ek en my huis, ons sal die Here dien. Word in spirit, lig jou hande, wees geseënd. Gaan boontoe. Ons almal het met omstandighede te doen. Ons het almal met seisoene te doen. Ek het vir jou nou gewys, die bal, die sirkel. Partykeer voel jy is bo, ander kere voel jy is onder, maar dis goeie nuus, daai bal beweeg. Kom ons begin met ons probleme praat. Sal jy saam met my begin praat? Herlewing oor Suid-Afrika. Sal jy saam met my begin praat dat mense daders van die woord word? Dat mense gehoorsaam word? Amen. Kom ek bid vir jou, Here, dankie vir hierdie goddelike woord. Dankie vir die salwing van die Heilige Gees. Dankie dat elkeen geïnspireer is, opgebou is. Dankie dat ons vol van die woord kan wees. En Here, ek wil bid dat ons soveel resultate sal sien, soveel wonderwerke as gevolg van hierdie woord. Ek seën al ons mense, kan jy net gou iemand vat langs jou, voor jou, agter jou. Ek seën elkeen na gees, siel en liggaam. Mag elkeen se lewenspad boontoe gaan. Ons sê vir elke berg, hef jou nou op en werp jou in die see. Ons sê vir elke probleem, wees nie meer nie. En Here, ons glo dit, want ons glo U, ons glo U woord. Ons sê vir U baie dankie in Jesus naam. En almal sê, amen. Juig so 'n bietjie, kom aan, klap so 'n bietjie, reageer so 'n bietjie. Kom aan, gee hom al die eer. In Jesus wonderlike naam. Halleluja. Ek wil vir elkeen vra, kom ons wees gehoorsaam, ek wil vir elke lidmaat vra van Word in Spirit. Bring die Here se volle 10de. Moenie die Here tweede sit, maar jy wil hê hy moet jou seën nie. Hy hou nie van tweede wees. Hy kan nie tweede wees. Want dis van julle, jy redeneer oor 10de. Maar jy redeneer nie oor die ander goede nie. Jy gee eers 10, en as jy wil redeneer oor die ander goed. Plaas God eerste. God het 'n blymoedige gewer lief. Ons het vandag 4 dienste. Wat 'n voorreg. En ons dank die Here vir sy genade, en dankie vir almal wat oop hande het. Dankie vir almal wat wel blymoedige gewers is. Mag die Here jou ryklik seën. Amen. Ons diakens wag op U.